voel baie welkom vanoggend. So dit is regtig vir my voorreg om vanoggend die woord te kan share. Dis altyd lekker. Dis altyd lekker toe ek Vrydagoggend hier was en ons praat oor wat ek preek. Sê Karel vir my, Antoinette, jy moet net eindig by Jesus. So ek gaan my beste gee. Ek weet nie of daar iemand anders is oor wie ek kan preek nie. Maar ek gaan seker maak ek eindig by Jesus vanoggend. Ek weet nie of jy al, en ek dink ons almal het al deur seisoene gegaan waar alles regtig net vir jou werk. As jy bid, dan is dit asof die Here antwoord. As daar genesing nodig is, dan is dit asof die Here opdaag. As jou finansies in tremble is, dan is dit asof God net bronne oopmaak van voorsiening. Ek is net bang, ek veroorsaak skade. Dis 'n baie groot plesier. En dan is dit ewe skielik in 'n oomblik asof goeders baie keer net verander. Asof jy die guns beleef en wanneer jy oor iets gepraat het, het dit gewerk, maar dan kom daar 'n oomblik wat net alles ewe skielik verander. Dit is asof die gebed wat jy gebid het, dit is asof God net nie meer antwoord nie. Die verhoudinge wat jy gedink het moet uitwerk, die werk nie uit nie. Die wonderwerk wat jy verwag het, is asof dit net nie gebeur nie. Die bediening waarin jou hart uitgestort het, voel asof dit ewe skielik moeilik raak. Die diagnose wat die dokter vir jou moes gee wat positief is ewe skielik nie positief nie. En dit is asof daar net ongelooflike teleurstelling op teleurstelling kom en ewe skielik voel dit vir jou asof die hemel stil geword het. Ek weet nie of jy al sulke momente beleef het nie. En dan is dit in daai tye wat ons soms vra, Here, waar is U? En ek dink die grootste krisisse kom nie omdat ons opgehou het om in God te glo nie. Die krisis is nie omdat ons nie geloof het nie, want ons het. Ek dink baie keer kom ons krisisse as gevolg van die feit dat ons 'n ander verwagting het van hoe God moet werk. En vandag wil ek jou saam met my nooi op 'n reis saam met nou die vrouens wat die afgelope kwartaal die woordskool gedoen het vir Elia ontdek in al sy volheid in 1 Konings. Maar vandag gaan ons 'n rukkie stil staan by sy lewe. En ek gaan dit probeer vasmaak aan Nuwe Testamentiese beginsels. So ek hoop jy verdra my en ons ontdek vir Elia in 1 Konings 19 van waar ons nou die skrif gaan lees, waar hy klaar is met die berg Karmel. Nou as jy sy geskiedenis al gelees het en as jy nog nie gelees het nie, duik asseblief in 1 Konings in en ontdek hierdie wonderlike profeet. Jy sal onthou op die berg Karmel hoe dat hy 850 Baal-profete uitgedaag het en hoe dat God met vuur geantwoord het. En ek bedoel, dit is daardie oomblik, maar in 1 Konings 19 is dit nie waar ons vir Elia het nie. Ons vind hom dan in 'n grot op 'n berg. Ons sien hom dat hy vol vrees is, ons sien dat hy wegkruip, ons sien dat hy moeg is, dat hy verward is en dat hy absoluut emosioneel uitgeput is. So ek wil hê, dit is nou 'n lang skrifgedeelte wat ons vanoggend gaan lees, maar bear with me. Kom ons lees saam 1 Konings 19 vanaf vers 1 tot 18. En Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het. Ja, alles. Hoe hy al die profete met die swaard gedood het. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd met jou siel maak, soos die siel van een van hulle. En toe hy dit sien, het hy hom klaar gemaak en terwille van sy lewe weggegaan.
En toe hy in Berseba in Juda aangekom het, het hy sy dienaar daar laat agterbly, maar self het hy 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan en daar onder 'n besembos gaan sit en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dit is genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. En daarom gaan lê hy en raak onder die besembos in die slaap en kyk, daar raak 'n engel hom aan en sê vir hom, staan op, eet. En toe hy opkyk, was daar aan sy kop en end 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water en hy het dit geëet en gedrink en weer gaan lê. En die engel van die Here het weer vir die tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. En hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte geloop. Yes, this is amazing wat kos kan doen. Tot by die berg van God Horeb. En hy het daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem, en hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here, en kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berg skeer en die rotse verbreek voor die Here uit. Maar in die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing, en in die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur, en in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte, en toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan, en by die ingang van die spilonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem, maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram, en Jehu, die seun van Nimsi, moet jy salf as koning oor Israel. En Elisa, die seun van Safat, uit Abel Mehola, genade, dit klink nie lekker, maar moet jy salf as profeet in jou plek, en die een wat die swaard van Hazael vry raak, hom sal Jehu doodmaak, en hom wat die swaard van Jehu vry raak, hom sal Elisa doodmaak, maar ek sal die 7000 in Israel laat oorbly, al die knieë wat nie voor Baal geknie en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Hoe verward kan ons soms wees, as daar 7000 mense is wat God nog dien, en Elia sê, ek is al een wat oorgebly het. So ons ontmoet hier vir Elia, en ons sien dat hy was besig om te hardloop, hy was op die berg Karmel, jy sal onthou. Nou sien ons dat Agab, en net na hierdie wonderwerk wat gebeur het op die berg van Karmel, sê hy vir Agab, wat die koning van Israel is, en Jezebel die koningin, sê hy, gaan vinnig terug na Jezreel toe. En dit is nou waar die koninklike kappel gebly het in Israel. Want die ding is, dit gaan nou reën na 3,5 jaar se droogte, maar jy moet vinnig maak, andersins gaan hierdie storm jou vang. En dan in die laaste vers van hoofstuk 18 sien ons dat die Bybel sê dat die krag van die Here het oor Elia gekom in so 'n mate dat hy sy mantel in sy beld ingedruk het, voor die kruiswa van Agab uitgehardloop het en hom vooraf na Jezreel toe gegaan het. Nou moenie dink hierdie was 'n 5 kilometer parkrun nie. Die afstand van Karmel af na Jezreel toe was tussen 25 en 30 kilometer. En dan sê dit dat hy het hom vooruit gehardloop. Maar wat sien ons dan?
Want in Isebel, ek bedoel, sy was geskok, want wat Agab en Isebel gedoen het, terwyl hulle die konings was in Israel, het hulle die Baal profete, die Baal God het hulle gedryf, dat dit het die amptelike godsdiens geword. So hulle die altare van Jehova afgebreek en altare vir Baal gebou. En toe Elia op Karmel hierdie ding challenge, was Isebel nie 'n happy vrou nie. En toe Agab vir haar sê dat hy het 850 Baal profete in die Kison vallei doodgemaak, laat weet sy met 'n boodskap, dat so waar is wat die gode leef, môre teen hierdie tyd, sal jy so sterf, soos wat hulle gesterf het. En dan sien ons vir Elia vlug van waar hy is, van Jezreel af na die berg van Horeb toe. Nou ek wil jou net vat, as jy kan vir my vat na die kaart toe. Ek hoop, ja, julle kan seker, ja. So as jy sien waar die gebergte van Karmel lê, het hy altyd pad opgehardloop na Jezreel toe, waar die koninklike kappel bly. Net voordat hy in Jezreel ingaan, kom 'n boodskapper van Isebel en sê, môre hierdie tyd sal jy sterf. En dan sien ons dat hy onmiddellik bang was en sy hele roete verander. Hierdie man wat so pas God gehoor het en gesien het van die wonderwerke wat hy doen, hoe God vuur uit die hemel uitstuur. Dan hardloop hy af, dan sien ons tot in Berseba. Ek bedoel, hy is nie meer eers in die noordelike ryk nie. Dan kom hy in Juda in. En dan los hy in Berseba vir sy diensknegt agter. Nou, hoekom sou dit wees? Wel, Berseba is half die laaste dorpie voordat jy in die woestyn ingaan. So hy los sy diensknegt daar en dan beweeg hy vanaf Berseba na die berg van Horeb toe. Nou kyk, hierdie is so interessant, so sy hele roete vanaf Jezreel tot by die berg van Horeb is 160 kilometer. Ek bedoel, dit was nie min nie. En my vraag is vandag partykeer, die persoon, die oomblikke wat ons die Here op die berge ontdek, dan is dit soms dat ons verward raak en ons verwagting van hoe God moet werk wanneer ons in die valleie kom, is asof dit net nie meer by mekaar intact hou nie. En ek is nie so seker, ek bedoel die Bybel praat van dat hy het gevlug omdat hy bang was vir Isebel, maar ek wonder tog of Elia nie so onseker was oor hoe God nou moes werk nie, want onthou nou, hy het net 'n verskriklike oorwinning gehad op die berg van Karmel. En ek dink wat hy sou gedink het, ek dink toe hy op pad hardloop voor die kruiswa van Agab uit, en op pad na Jezreel toe is, het hy gedink, hierdie is die draaipunt van Israel. Ek is seker Agab het nou genoeg gesien om te weet Jehova is God bo alles. Ek is seker dat Isebel sal nou van haar sonde bely en haar hart terugdraai na die God van ons volk. Ek is seker dat die mense wat gesien het wat op die berg Karmel gebeur het, wat geroep het, ja, die Here is ons God, dat hulle 'n draai sou maak en weer hulle harte sou wend na Jahwe. Ek dink dit was sy verwagting. So hy hardloop en op pad is daar een persoon wat van kom sê, ek het vir jou nuus, hierdie koningin het 'n swybrandjie. En dan draai hy. So hy het geweet wat God kan doen. Soos wat ek en jy soms weet wat God kan doen. Ons weet hy kan wonderwerke doen. Ons weet hy verander lewens. Ons weet genesings is moontlik. Ons weet hy is die voorsiener. Ons weet hy is die bron. Ons weet hy is ons energie. Ons weet hy is. Maar soms,
as die hemel stil word, dan is dit asof ons nie weet wie hy is nie. As jy die Israeliete kyk in die 40 jaar deur die woestyn, niemand het groter en meer goeders gesien wat regtig opspraakwekkend was as wat in daai tyd gebeur het nie. Maar tog het hulle harte aanhoudend teen God gedraai. Hulle het geweet wat hy gedoen het, maar hulle het nie geweet wie hy is nie. Nou die interessante deel is, so wanneer die skrifgeleerdes in die Nuwe Testament of wanneer Oud-testamentiese leraars of ouens wat in die skrif ingedelf het die berg Horeb hoor, het hulle onmiddellik 'n ander verwysing gehad. Want die interessante deel is, Horeb het ook 'n ander naam gehad. Dit was dieselfde berg as Sinaï. Dit was een en dieselfde plek, en ek weet nie of jy kan nou roep van alles wat op die berg van Sinaï gebeur het nie. En hierdie is maar, dis 'n Antoinette interpretasie. Ek dink die rede, hoekom Elia beweeg het tot by die berg van Sinaï, is om terug te gaan en uit te vind wie God weer is. Want onthou jy, dit was die plek waar Moses by die brandende bos gestaan het, by die berg Horeb, by Sinaï. En waar hy opdrag van die Here ontvang het om te sê, gaan sê vir Farao, laat my volk gaan. En toe sê hy, maar wie sal ek sê, is u. En dan sê hy, sê vir hom, ek is wie ek is. I am who I am. En ek wonder net, of Elia nie net weer wou gaan ontdek het, wie is hy nie. En dan sal jy ook onthou, op die berg van Sinaï het God die wet gegee vir 'n volk. Op die berg was daar 'n wolkkolom wat oor hom gekom het. Op die berg was dit waar God met sy vinger geskryf het. Die 10 gebooie soos wat ons dit vandag nog ken. Op die berg was dit daar waar Moses gesê het, vertoon my Here u heerlikheid. Dit was daar waar mense ontdek het, waar Moses ontdek het, en ek het gewonder of Elia net weer wou gaan ontdek het wie God is die eerste keer toe hy homself openbaar het nie. Want sy verwagting is die mekaar. Hy verwag God moet op so 'n manier werk, maar nou doen hy nie. En nou sê die mekaar oor wie God is. En nog al die jare is God net, I am who I am. God is van niemand afhanklik om te bestaan nie. God is nie afhanklik van my en jou. Hy is nie afhanklik van ons aanbidding nie. God is van niemand afhanklik nie. God is 'n bestaan op sy eie. I am. En dan sien ons hoe dat die Here by Elia staan, by die grot van waar hy by Horeb kom. En hoe goed is ons God nie? By die besembos, ek bedoel, hierdie man is uitgemergel. Hy hardloop in vrees. Ek dink sy verwagting is verwarrend, en onder die besembos raak hy in slaap, en hy dink, as die Here, ek dink nie, hy het nie eers manne moet homself sy eie lewe te neem nie, hy vra vir die Here, doen u dit maar net vir my. Maar toe hy wakker word onder die besembos, sien hy, God het vir hom 'n roosterkoek gebak, waar die engel van die Here en 'n vars kruik water gegee. En dan sê hy vir hom, eet, sodat jy weer jou kragte kan herwin, en dan doen hy dit, en dan sien ons, hy raak in die slaap weer, en dan maak die engel hom 'n tweede keer wakker en sê, eet, want jy het hierdie nodig vir dit wat voor jou lê. En dan sien ons, stap hy 40 dae en nagte, totdat hy by Horeb kom, en dan, die mooi gedeelte is, hoe God so, ek weet nie wat, daar's nie vir my so mooi Afrikaanse woord soos, our God is so kind. En wanneer hy dan vir Elia op die berg Horeb vind, dan sê hy, wat maak jy hier? En die ding is, as God jou 'n vraag vra, is dit nie omdat God verward is oor waar jy is nie. Ons sien nou 'n paar keer wat God vrae gevra het.
Die eerste keer wat ons hom ontdek is in Genesis, toe hy vir Adam sê, Adam, waar is jy? Ek onthou een van die predikers het gesê, as God nie eens weet waar jy is nie, het jy regtig probleme. So wanneer God 'n vraag vra, is dit sodat jy kan ontdek wat in jou hart aan die gang is. Elia, wat maak jy hier? En dan begin hy te verduidelik en sê hoe het hy geywer en wat sy verwagting was en hoe daai gebeur het en hoe daai gebeur het en hoe daai gebeur het. En Here, niks van hierdie wat ek gedink het moet gebeur nou nie, het gebeur nie. En dan kom die Here in sy goedheid terwyl hy in die berg staan, in die party, daar's soveel vertalings, maar ek bedoel die vertaling wat ons gelees het, praat van hy's in die spelonk. Dan kom hy in die vorm van 'n wind wat rotse skeer. Ek bedoel, ek dink dit moes nogal 'n scary ervaring gewees het. En dan daarna is daar 'n aardbewing. En dan daarna is daar 'n vuur, maar God was in niks van dit nie, en niks van daai goed wat gebeur het, maak enige skade aan Elia nie. En dan kom God met 'n sagte stem, dan weer vra hy, Elia, wat maak jy hier? En dan begin God vir hom weer te sê, gaan salf vir Hazael, gaan salf vir Jehu en gaan salf vir Elisa, wat jou gaan opvolg. Ek is so opgeneem met wanneer ons harte terugdraai, om uit te vind, nee, regtig, Here, ek sien nie nou wonderwerke nie, Here, ek sien nie nou dat U hierdie vir my antwoord nie, Here, ek sien nie nou hierdie gebeur nie, maar Here, die belangrikste vir my en alles, is dit maak nie saak of ek iets nou sien nie. Al is die hemel stil, die belangrikste vir my is nou om te weet, dat ek kan staan op wie U is. Show me the I am, wat Moses ontdek het in Eksodus 3. Show me the I am, wat Elia ontdek het in 1 Konings 19. Show me the I am, wat Moses ontdek het in Eksodus 33 tot 34. Show me U heerlikheid. En 900 jaar later, in die strate van Israel, daag daar 'n skrynwerker op met die naam van Jesus. En dan ek weet nie of jy al opgemerk het in die boek van Johannes, hy is bietjie anders as die ander 3 evangelies. Die ander 3 evangelies sien ons Jesus praat met gelykenisse, en ek bedoel, al hierdie goeders is daar, maar nie in die boek van Johannes nie. Wat ons wel sien in die boek van Johannes, is hoe Jesus 7 keer na homself verwys en sê, ek is. En as jy ooit verward is oor wie hy is, gaan ontdek hom in die reis saam met Johannes, van wat hy oor homself sê, en vanoggend wil ek net 'n paar plekke daar stil staan, en sê hoe ek dink, Elia weer die ek is, ontdek het, waar Moses die eerste keer die verklaring gekry het van wie God sê hy is. Ek het so baie goed nou geskiep, ek het geen idee waar ek is nie. So ons sien hoe Jesus oor homself sê, hy sê, en ek wil hierdie in Engels sê, en verdra my, ek is jammer, die Afrikaans sê dit net nie vir my so mooi nie, hy sê, before Abraham was, sê hy in Johannes 8, I am. En Jesus kom openbaar weer, ek is. Maar nie hierdie keer in 'n stem of in 'n aardbewing of in 'n vuur of in dit nie. Nee. Hy kom openbaar hom in die strate, in die stofstrate, waar ek is, ewe skielik hande het, waar ek is 'n gesig geword het wat mense sien, waar ek is die compassion word wat mense nodig het, waar ek is die genesing word. En waar ek is sê, dat jy sal nie my Vader ken tensy jy deur my kom nie. Ek is hier om my Vader aan jou te openbaar.
En die eerste ek is wat Jesus noem in Johannes, vind ons wat hy sê, ek is die brood van die lewe. Ek bedoel, dink net daaraan, by die besembos, Elia, lê daar en wat doen God? God gee vir hom kos. Daar's geen, ek blameer jou, daar's geen, ek shame jou, Elia, daar's niks van dit nie. Hy kom en herinner hom, want ek is die brood van die lewe. En ouens, ons kan partykeer ons sin en ons betekenis soek in ons werk, ons kan dit soek in hierdie ding, ons kan dit soek in daardie ding, ons kan dit soek in ons aardse goeders wat ons het, maar niks van dit sal jou ooit tevrede maak nie, want hy het hom so in jou lewe ingebou. Jy is dit. Hy is alheen wat jou kan voorsien van dit wat in jou hart in die gang is. Hy is jou brood. Ek het nog nooit gevoel, as ek na my goeders kyk, dat ek voel, Jesus, dit is nou vir my so lekker. Nee, vanaand as ek gaan slaap, nou voel ek nog steeds. Hierdie is net nie genoeg nie. En dit sal ook nooit genoeg wees nie, want God het iets in my geskep, wat net hy kan vul. Hy is die brood van die lewe. Dan kom Jesus in Johannes 8 en dan sê hy, ek is die lig van die wêreld. En ek bedoel, ons sien vir Elia, al van die donkerste tyd van sy lewe, ons sien hy wil sterf, hy sê, Here, vat my lewe van my, en alles is vir hom hopeloos, sy toekoms is verby, sy ministry het gefaal. Ek bedoel, hy hardloop weg vir 'n vrou. Vrouens, ons het dit. Maar jy sien donkerte of stiltye of tye wat ons nie so voel, ons is so in die lig soos wat ons moet wees nie, kan ons partykeer verwar oor wat realiteit eintlik is. En ons kan dink, dit is die Alfa en die Omega, but it's not. Jesus sê, ek is die lig van die wêreld. Dan kom hy die derde een wat hy sê, as in Johannes 10, en dan sê hy, ek is die deur. Nou vir Elia moes hierdie 'n realiteit gewees het, want die ding is, hy het ewe skielik gevoel, sy bediening is klaar. I'm done. Maar dan sê die Here, nee, kom ek wys jou wie ek is, want ek gaan vir jou nou uitstuur, en dit is die volgende goeders wat jy asseblief vir my moet gaan doen. En ek weet nie of jy hom al so ervaar het nie, maar wanneer jy voel jy soms in duisternis is, ouens, is enige iets wat jou daarna toe gevat het, dit sê nie die laaste woord oor jou lewe nie. As God nie gesê het, dis verby nie, is dit nie verby nie. As God nie halt geroep het op iets nie, dan is daar nie 'n halt nie. So totdat God nie vir my 'n ander woord gee oor omstandighede nie, al maak dit nie saak wat ek sien nie, is dit nie die ding wat Lase sê nie, want hy is die deur. Hy is die ingang na wat ek nodig het van ek is. Dan sê hy, ek is die goeie herder, en ek weet ek het 'n boodskap gedoen in Desember oor Psalm 23. Die goeie herder ken sy skape, en die Bybel sê dat ons ken sy stem. En dink net hoe verwarrend dit is, want Elia sê vir God, hy sê, ek is alheen wat oor is. En dan sien ons, die Here sê vir hom, nee, ek is die goeie herder. Ek weet waar my skape is. My skape luister na my stem, en Elia, jy's verward. Want daar is nog 7000 ander, soos jy, wat nie voor Baal gebuig het nie. Jy is definitief nie alleen nie. En as jy wil ontdek wie's die goeie herder in jou lewe, gaan staan net weer vir 'n rukkie stil by Psalm 23. Dan sê hy, Jesus sê in Johannes 11, dan sê hy, ek is die opstanding en die lewe. Elia bid en dan sê, Here, vat asseblief my lewe weg. So het Moses gedoen, mag hierdie my einde wees. Ek bedoel, Jona dieselfde gedoen, hy het in die see gespring.
Hoorie, die Here sal vir jou kry, al is dit met 'n groot vis. En dan sien ons in Johannes 11, waar Jesus by 'n graf staan, van Lazarus, 4 dae al dood, maar sien, hy sê daar, ek is die opstanding en die lewe. Hy is, en hy sal die laaste woord gee. Nou ek weet nie, daar is so oulike uittreksel van 'n ou se preek oor toe Lazarus nou opgewek is uit die dood, van hoe hy vertel, en miskien het jy het gesien, dan dit is regtig nogal oulik, van hoe, imagine Lazarus, en toe hy sien die hemel, hy is so happy, hy is gesond, ek bedoel, hy het 'n ander manier van lewe nou ontdek, 4 dae in, kom klop iemand, is Lazarus hier? Ja, hy is, hoorie, Lazarus, jy moet teruggaan. Wat? Ek is happy hier, ek wil nie teruggaan nie. Maar die volgende stem wat hy hoor is Jesus en hy sê, Lazarus, kom uit. En dan moet hy reageer. Hy wil van hemel af terug aarde toe, daar by die sissies. Want as God die een is wat sê, ek is die opstanding. En hy het geweet wat kom, dat hy afhanklik was van God, om homself uit die dood uit op te wek. Want die dood sou nie die finale sê oor die seun van God nie. Maar hy is nie net die een wat dooies opwek nie. Wanneer jou drome gesterf het, dan maak God dit weer lewend. Wanneer jy hopeloos is, dan bring hy weer hoop. Hy is die opstanding van alles waardeur jou lewe gaan. Hy is die opstanding. Hy is die lewe. En dan in Johannes 14 vers 6, en ons almal ken dit, ek bedoel, dit was een van die versies wat ek sekerlik dink almal in sonnaskool geleer het, van ek is die weg en die waarheid en die lewe. Elia, jy dink daar is nie 'n weg nie, maar ek is dit. En ontdek my, want ek is ook jou waarheid. Maar Elia, hierdie is nie jou einde nie, want ek is ook jou lewe. En dan sê hy in Johannes 15, ek is die wynstok, en julle is die lote, en as julle in my bly. En ek dink dit was dalk die moeilikste ene vir hom. Want sien, hy vertel die heeltyd vir die Here wat hy gedoen het. Here, ek het dit gedoen, en dit gedoen, en dit gedoen, en ek het gedink, Israel moet nou so reageer. Asof ons werke God kan beïndruk. En hy sê, jy hoef niks te doen nie, bly in my. Ek is die wynstok, jy is die loot. En as jy in my bly, sal jy vrug dra. Die vrug is nie afhanklik van wat jy vir my doen nie. Die vrug is afhanklik van hoe jy in my bly. En dan is daar 'n laaste gedeelte wat net die boek van Johannes noem, en nie regtig die ander 3 evangelieskrywers nie. En dit vertel van die aand toe Jesus in Getsemane was, waar weer ek is geopenbaar word. En ons sien waar die soldate aankom met hulle fakkels, en Judas hulle lei, en dan as hulle daar kom, is dit nie asof Jesus eers wag nie. Jesus vra vir hulle, hy sê, wie soek julle? Hy kom vorentoe. En dan sê hulle, ons soek Jesus van Nasaret. En dan sê Jesus, ek is. I am. En ouens, ek weet nie of jy vir 'n oomblik by hierdie gedeelte stilgestaan het nie, maar dan sien ons almal wat gekom het om hom gevange te neem. Die oomblik toe hy sê, ek is, sê die boek van Johannes, dan sê hy, het hulle teruggetree en hulle het almal voor hom neergeval. Luister, jy sal nie anders kan. Wanneer die God van hemel en aarde hom aan jou openbaar as ek is en op jou voete staan nie. En ek weet nie hoe moeilik dit vir hulle moes wees om hom daarna te vat nie. En dan vra hy weer vir hulle, wie soek julle?
En dan sê hulle Jesus van Nasaret. En dan sê hy, ek is hy. En hoe hulle hom dan vat, en die ergste is vir my is nie die feit dat die soldate daar gekom het, die feit is dat die redder van die wêreld net bly staan het, toegelaat het, dat mense hom vat vir 'n prys wat hy daardie naweek moes betaal. Dan sien ons is daar weer 'n berg, net buite Jerusalem. Julle kan vorentoe kom, Karel. Met die naam van Golgotha, waar ek is, homself gee, om die sonde van die wêreld op hom te neem. Ek gaan julle net 'n rukkie gee, want almal kyk nou vir julle, en ek hou niks daarvan. Ek wil die aandag hê. En het jy al gewonder hoekom Elia nie omgekom het deur die aardbewing en die geweldige sterk wind en deur die vuur wat daai dag opgekom het voordat God homself openbaar het in 'n sagte stem nie? Want luister mooi, Jesus is die rots van alle ewigheid af. En hy was in die rots beskerm teen dit wat natuur gebring het. Toe Moses vra, Here, toon my u heerlikheid, toe sê jy, ek gaan jou in die gleuf van die rots sit, want jy sal nie andersins my kan sien en bly leef nie. Jy sal God op geen ander manier ontdek, behalwe in die rots nie. Moses was geklee in Jesus, en dis hoekom hy kon sien toe die heerlikheid verby hom gaan. Elia was beskerm deur Jesus in die rots, sodat die goed van die natuur hom nie kon doodmaak nie. Ons is veilig in die rots. Maar op Golgotha was daar geen beskerming meer nie. Want toe die aardbewing kom en toe die duisternis kom, het die lam van God alleen gehang op 'n kruis. En die oordeel het gekom op hom alleen. Totdat hy uitgeroep het, dit is volbring. Ek vertrou so, dat in tye wanneer dit soms moeilik gaan, in tye wat ons partykeer nie duidelikheid het oor wat aangaan nie, wat my pad vir my so 'n bietjie net voel, Here, ek weet nie waartoe hierdie gaan nie. Gaan ontdek, ek is. Wat vir hom van die begin af openbaar het vir wie hy is. Gaan ontdek hoe hy homself kom gee het, sodat jy lewe, maar nie net lewe kan hê nie, maar lewe in oorvloed. Want daar's geen ander manier waar jy dit kan hê, behalwe in I am who I am. Mag jy weet dat alles wie Jesus is, dat dit vir jou lewe sal gee. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die deur in die ingang na my Vader toe. Ek is jou goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek is die wynstok en jy is die loot. Kom ons bid saam. Here, mag vanoggend se woord so eenvoudig soos wat dit is. Mag U Heilige Gees dit neem in elke hart
En mag U net weer vir ons toon wie ons Vader is. Mag U vir ons weer wys wie ons redder is. Mag ons U ontdek in die blaaie van ons Bybel. En mag ons nie net nodeloos lees nie, Here, maar mag ons in elke storie, soos wat ons vandag gelees het in die lewe van Elia, mag ons U daar ontdek. En ons verwagting is na niks meer nie, Here, as om U te ken en die volheid van wie U is. En selfs Paulus wat gesê het dat alles, ek beskou alles as drek en laat dit na, want my enigste begeerte is om U te ken. Vergewe ons, Here, as ons wêrelde om ons draai. Maar mag ons harte terugdraai na I am who I am. Daar is niks meer wat ons begeer as U nie, Here. Dankie vir die woord. Dankie Heilige Gees dat U die rema is van dit wat U sê. In Jesus naam, amen. Ek wonder of ek net kan teruggaan na die laaste slide toe. Net die een naam. Die Hebreërs skryf, dan sê hy in die verlede, het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat, deur die profete. Maar nou, dan praat hy van nou. In hierdie laaste dae, praat hy met ons deur sy Seun. God het geen ander taal nie behalwe Christus. God het sy hart kom uitpraat op Golgotha, oor hoe hy oor jou voel. Jesus het gesê, as jy my sien, dan sien jy my pa. En die Engels sê dit so mooi, hy sê, in Engels sal hy vertaal, that God is speaking through his son. Maar die oorspronklike Grieks sê net, God is speaking in son. Asof Jesus 'n taal geword het. Christ is the language the Father speaks. En mag Christus die taal wees wat jy konstant hoor wanneer jy sy woord ontdek. I am who I am.